J-Math. Nou gaan ons 'n bietjie kyk na sprei-diagramme en hoe skets ek die kleinste kwadraat regressielyn. So weer eens, ons is weer by graad 12 statistiek, so y is gelyk aan a plus bx. En in hierdie formule stel a afsnit voor as dit moontlik is in die storie. Partykeer gaan die x-waardes nie tot by 0 nie en b stel die gradiënt voor. Maar om dit te skets, is daar 'n baie spesifieke punt wat ons moet uitwerk. En dit is die gemiddeld van x en die gemiddeld van y. So op my sakrekenaar gaan ek dan weer mode stat a plus bx. Ek tik alles in, ek druk AC en dan gaan ons nou in 'n ander menu ingaan om die gemiddeld van x en y te kry. So jy gaan sê shift 1, dan kies jy var, dit staan vir variable. Dan gaan jy die x met 'n streepie op kies, skryf hom neer, y met 'n streepie op, skryf hom neer en dit gee dan vir jou 'n spesifieke koördinaat wat jy op die skets gaan maak. So dit sal hierso presies in die middel wees van al die x'e en y'e. So daai punt gaan hulle definitief merk en dit gaan 'n punt tel op die memo. So nou kan ek kies of ek gaan dan die y afsnit gaan gebruik. So in hierdie geval sal die y afsnit daar sal iewers wees en dan verbind ek net daai twee punte. Maar as dit nie moontlik is om die y afsnit te gebruik nie, kyk jy na 'n redelike groot waarde op jou skets en gaan vervang dit net in die plek van x in jou formule sodat ek 'n y kan kry. So sien nou maar daai gee vir my 'n waarde daarso, dan kan ek nou met my liniaal 'n reguit lyn gaan trek wat deur die middelpunt en dan of die eerste of die laaste punt gaan. Kom ons doen voorbeelde, dan gaan julle sien wat ek bedoel. 'n Wiskundeonderwyser was nuuskierig om vas te stel of al leerders op wiskunde en hulle fisiese wetenskappunte mekaar beïnvloed. So in die tabel is al 15 leerders en sy vergelyk net hulle punte. Vraag 1, bepaal die vergelyking van die kleinste kwadrate regressielyn. So, ek gaan alles weer intik en dan gaan ek skryf wat is y is gelyk aan a plus bx. So jy onthou nou van die vorige video hoe om dit in te tik. Kom ons kry gou a en b. Na ek dit ingetik het, sê my sakrekenaar vir my dat a is 9.5 en b was 0,91x. Dis my kleinste kwadraat regressielyn. Ek kry 3 punte net vir dit. Nou, vraag 1.2, skets daai regressielyn op die grafiek. So nou, soos ek vir julle net nou gesê het, nou moet jy die gemiddeld van x en die gemiddeld van y gaan uitwerk. So, op jou sakrekenaar druk jy net shift 1 en dan kies jy die var opsie en dan kyk jy waar's x met 'n streepie en y met 'n streepie. My sakrekenaar sê dan vir my dit gaan dan wees 45,07 en y gaan dan wees 50,47. Nou is dit, gaan ek dan net skryf as 'n koördinaat vir my onderwyser, hulle sien ek weet wat ek doen. Nou gaan ek op my grafiek en ek gaan 45 op die x-as, ek gaan 45 regs en ek gaan net bietjie meer as 50 op. So daar iewers gaan ek 'n kruisie maak. En nou, soos ek vroeër gesê het, kan jy nou of die y-afsnit gaan teken of ek kan byvoorbeeld 80 gaan invervang en dan 'n waarde kry en 'n kruisie daar maak en dan hulle konnekteer met my liniaal. Vir my gaan dit baie makliker wees om net hierso te sê okay, so a was 9,5, so ek maak 'n kolletjie net daar onder 10 op die y-as. Nou vat ek my liniaal en ek verbind dit net. En dit is my kleinste kwadrate regressielyn. So waarvoor gaan hulle jou 2 punte gee? Hulle gaan kyk of jy daai uitgewerk het en dan of jou lyn actually deur dit gaan. Vraag 1.3, voorspel die fisiese wetenskappunt van 'n leerder wat 69 in wiskunde behaal het. So ek gaan net my vergelyking vat en ek gaan in x se plek gaan ek 'n 69 gaan insit en kyk wat gee dit vir my. En my sakrekenaar sê vir my daai persoon sal 72,29% vir fisiese wetenskap hê. So ek het net invervang in my formule. Vraag 1.4, skryf die korrelasiekoëffisiënt tussen die twee vakke neer. So nou gaan kyk ek net wat is my R-waarde en dit is dan die antwoord van die korrelasiekoëffisiënt. My sakrekenaar sê vir my R is dan 0,95. Nou, gewoonlik vra hulle dan direk daarna vir jou lewer kommentaar. So dit is 'n baie sterk positiewe korrelasie. Vraag 1.6, watter tendens het die onderwyser tussen die uitslae van die twee vakke raak gesien? So ons het nou gesê dis 'n baie sterk positiewe korrelasie, maar ons moet nou dit vertaal in hierdie spesifieke storie in. So jy kan ietsie sê soos wat iemand 1% beter in wiskunde doen hulle 0,9% beter in wetenskap. Of as iemand se wiskundepunte styg, dan styg hulle wetenskappunte. So enige iets wat by die storie aanpas, kan jy daarso gaan skryf. Die punte wat as 'n persentasie deur 17 leerders in vraestel 1 en 2 van die rekordeksamen behaal is, word in die tabel hieronder gegee. Dieselfde inligting word op die sprei-diagram voorgestel. So is altyd nice as hulle dit vir jou teken, dan jy nie te gaan sit en al die kolletjies insit nie. Vraag 1, bereken die vergelyking van die kleinste kwadrate regressielyn. So weer eens, gaan sit alles op my sakrekenaar, ek kry A en ek kry B. My sakrekenaar sê vir my dit is, y is gelyk aan minus 2,92 en my B-waarde is dan plus 0,84x. Vraag 2, bereken die korrelasiekoëffisiënt. Selfde menu waar ek A en B gekry het, kry ek net R, so 0,95. Vraag 2.3, skets die kleinste kwadraat regressielyn op die sprei-diagram. So weer eens, ek moet nou die koördinaat van gemiddeld van x en gemiddeld van y gaan uitwerk. So jy gaan dan shift 1 opsie wat sê var en dan kies jy x met 'n streepie en y met 'n streepie. My sakrekenaar sê vir my dit is 46,24 vir die x en dan vir y is dit 35,94.
So nou gaan ek net daai kolletjie gaan maak op die spreiddiagram. Nou dit gaan nie baie akkuraat wees nie want hulle het baie ver uitgezoom, maar ek moet net dit moet net lyk asof ek 46 regs gegaan het en 35 opgegaan het. So dit sal daar iewers gaan 'n kolletjie wees. Okay. So nou kort ek 'n ander punt. En hierso kan ek nou sien, okay, maar my A-waarde is by -2,9, maar my y-as gaan nie tot by -2,9 nie. So dit gaan dan nie werk nie. So wat ek dan moet doen is, ek moet 'n waarde gaan invervang, en ek dink ek gaan hierso die 80 gaan invervang, dan maak ek nog 'n kruisie, en dan kan ek daai twee met 'n liniaal verbind. So kom ons doen dit gou-gou. My sakrekenaar sê vir my, dit is 64.28, so ek gaan 80 regs, ek gaan 64.28 op, so dit is net langs daai kolletjie wat klaar daar is, en nou gaan ek net daai twee met die liniaal verbind. En dit is dan my kleinste kwadrate regressielyn. Vraag 2.4, 'n leerder behaal 98% in vraestel 1 en 79% vir vraestel 2. Is hierdie punte geldig en betroubaar? Verduidelik jou antwoord. Okay, so onthou as jy iets vra van betroubaar en geldig, dan gaan dit oor, is dit binne in die ander gegeewe data, of is dit te ver daarvan af? So ek kan sien my grootste punt vir vraestel 1 was net hier verby 80 gewees. En nou sê dit daar's iemand wat 98% gekry het. So die vraag vra basically vir jou, mag ek dan dit in die sakrekenaar invervang en die persoon se vraestel 2 waarde raai? Nee, ek mag nie, want dit is te ver van die laaste data af wat ek het. So, is dit geldig en betroubaar? Nee, verduidelik jou antwoord, dis te ver van die hoogste x-waarde, of jy kan skryf ekstrapolasie, en dan kry jy jou punt. Ons julle, dit was graad 12 statistiek, dis regtig al wat jy hoef te weet, dis baie maklike punte hierdie. If this video helped you, please like and subscribe. JJ Math.